Onse Vader wat in die hemel is, U vervul die hele aarde. U is die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Die Here van hemel en aarde wat nie woon in tempels met hande gemaak nie. In U is daar lewe en beweging. Ons lewe en ons beweeg in U. Al wat lewe is in U hand. Die asem van elke mens is in U hand. Laat U naam geheilig word. Gee allereers dat ons U reg sal ken, want dit is die ewige lewe dat ons U ken. Die ewige en die waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Laat U koninkryk kom. Regeer ons so deur U woord en Gees dat ons langer hoe meer aan U sal onderwerp. En skenk ons deur U Gees dat ons eers die koninkryk van God en sy geregtigheid sal soek. En bewaar U kerk en laat dit groei. Laat U wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee dat ons en alle mense ons eie sondige wil sal prysgee om U alleen te gehoorsaam. En leer ons, Here, dat ons die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede sal verloon en dat ons amp en beroep gewillig en getrou sal uitvoer. Soos die engele om U troon. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Versorg ons met alles wat vir ons liggaam nodig is. Alle oë wag op U, Here. U gee elkeen spyse op die regte tyd. U maak U milde hand oop en versadig al wat leef na U welbehae. Seën ons arbeid. En vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. In ons grootste nood, o Here, roep ons saam met die tollenaar uit dat U ons sondes genadig sal wees. Ons sondaars. Ja, elkeen van ons is sondig uit onsself en nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar o Here, U is regverdig. En U skenk aan ons verdienste sonder enige verdienste wat ons het. Alleen deur die verlossing in Christus. Laat ons dan ons sondes verdwyn soos die miswolke en gee dat ons sal terugkeer tot U, omdat U ons losgekoop het. En gee, Here, Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak, as ons versoening vir ons sondes. Nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wil ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou teenoor ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur. Ons bid dat ons geanker mag bly in U, die ware wingerdstok, want sonder U kan ons niks doen nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek ellendige mens. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons bid, Here, dit alles van U omdat U ons koning is wat mag het oor alles. En aan ons al die goeie wil gee en kan gee. Sodat daardeur nie ons naam geheilig word nie, maar U geprys en geëer word. Ons bid vir U gemeente hier. Ons bid dat U die kandelaar vlam van die evangelie helder sal laat brand deur die werkinge van U Gees. Ons bid vir die herder en leraar van die gemeente en sy gesin. Skenk, Here, roepingsbewustheid en ywer in die diens. Ons bid vir al die dienste in hierdie gemeente. Ons dink vir die kerkraad, ouderlinge, diakens, elke broer en suster wat liefdevolle dienswerk verrig. Skenk hulle U genade en U krag. En volharding in die geloof. Ons bid ook waar die beroep vanoggend uitgebring word in Kameeldrif.
dat die herder en leraar sal roep en dat die roepstem op u tyd beantwoord sal word. Ons bid Here vir ons land van inwoning. Ons bid Vader vir geleenthede wat ons moet raak sien om u koninkryk uit te dra. Ons bely ook ons skuld en ons bely Here dat ons uit ons eie krag so dikwels aards dink, so dikwels volgens menslike berekeninge. Maar ons bid Here dat daar vrede mag wees in ons midde. Ons dink aan die geweldige konflik en menselewens wat beëindig word in oorloë in die Midde-Ooste. Ons bid vir krag, genade. Ons bid dat Here dat u ons sal lei totdat ons voet in Sion staan. Ons bid vir die kerk, die gereformeerde kerke in hierdie land, ook waar daar verskillende sieninge is oor die teologiese opleiding. Ons bid Vader vir die synode wat binne enkele maande sal plaasvind, dat daar in liefde die waarheid betrag sal word. Ons bid vir uitkoms, ook waar ons in 'n krisis is, ook oor hierdie saak van die teologiese opleiding van toekomstige predikante. Wil u genade ryklik oor ons skenk. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Broeder en suster, ons sing saam uit Skrifbereiming 8:1. Skrifbereiming 8:1, dit is ook Skrifbereiming 14. Dit handel oor die uitstorting van die Heilige Gees, Skrifbereiming 8:1, wat ons dan saam sing. Dit is die Pinksterbelofte van Esegiel wat in vervulling gaan. Water sal ek op hul sprinkel, water uit 'n springfontein. En van alle onreinighede was die Heer sy volk dan rein. Nuwe harte gee ek aan julle en ek gee 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder, aan julle gee 'n hart van vlees. Ek gee my Heilige Gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wette onderhou. En julle sal die land van seën deur my seën weer verkry, waar ek 'n God sal wees vir julle. Julle volk sal wees vir my. Skrifbereiming 8:1.
Broeder en suster, ons wil 'n besondere gedeeltes lees uit die skrif, naamlik uit Deuteronomium 16, daarvan vers 9 en 10, en ook uit Eksodus 20, en dan ook uit Handelinge 2, waar die verband tussen die Pinksterfees in die Ou Testament 'n verband gebring word met die wetgewing op Sinai. En daarom Deuteronomium 16 lees ons verse 9 en 10. 7 weke moet jy tel, vandat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy 7 weke begin tel. Dan moet jy die fees van die weke hou vir die Here, jou God, ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand, wat jy sal gee na mate die Here jou God jou sal seën. Dit handel dus oor die Pinksterfees wat in die Deuteronomium vermeld word. En dan lees ons uit, en dit is die verband Eksodus 20 oor die wetgewing op Sinai. En ons lees daarvan vers 18 af van Eksodus 20. En toe die hele volk die donderslaa en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, dat die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan, en hulle het vir Moses gesê, spreek U met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan, na die wolke donkerheid waar God was. Toe sê die Here vir Moses, so moet jy met die kinders van Israel spreek. Julle het self gesien dat ek met julle van die hemel afgespreek het. Julle mag naas my geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie. 'n Altaar van grond moet jy vir my maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste offer, op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Ons lees net tot daardie verse, en dan lees ons nou uit Handelinge die baie bekende gedeelte van die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is naamlik in Handelinge 2 van vers 1 af tot vers 11. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is daar deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? En dan word al die verskillende areas genoem waaruit die Jode kom, en hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Nou broeder en suster, ons wil hierdie gedeelte oordink uit Handelinge 16, Deuteronomium 16 oor die Pinksterfees, en dan daai eerste vervulling met die Heilige Gees, waar daar staan, die dag van die Pinksterfees het aangebreek, en hulle almal was eendragtig by mekaar. Nou broeder en suster, as ons baie keer na 'n mens kyk, dan sê ons vir hom, en sê ons van hom, 'n mens kan daardie man of vrou soos 'n boek lees.
Bedoelende wat hy dink sê hy, wat hy doen, wat hy krop nie op nie. Dis asof sy woorde soos 'n boek oop is. Daar is ook die uitdrukking, waar die hart van vol is, loop die mond van oor en die oë is die vensters van die siel. Daar is nog baie ander uitdrukkings wat dieselfde strekking het. Wat in jou hart setel, mond uit in wat jy sê en wat jy doen en wat jy dink. In 'n minder of meerdere mate is ons almal eintlik oopboeke wat gelees kan word. Die skrifwoord in Spreuke 4 vers 23 en ons gaan nou verwys na die hoofpunte daar. Spreuke 4 vers 23 sê: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En nou leer ons uit God se woord 'n besondere waarheid vanoggend. En dit is dat God sy woord in jou hart skryf. Ons gaan nou terugkom en jy kan maar die tema so hou. Ons gaan daarna verwys. Jy kan dit net so oombliekie hou wanneer ons die hoofpunte aandui. God skryf sy woord op jou hart. Die Here se woord, wonderlik is geskryf deur al die eeue. Op perkament, op papier en vandag op selfone, op rekenaars, op al die verskillende digitale platforms. Die woord van die Here leer ons besonderlik dat uiteindelik skryf die Here sy woord op jou hart. En die Heilige Gees verseker jou dat jy God se kind is en dat God jou Vader is. En dit bepaal jou hele lewe. Dis soos 'n pa of 'n ma wat vir 'n kind sê ek is jou pa of mamma en ek wil jou versorg met al my liefde. En die kind word so groot omdat hy weet dat sy pa of sy ma nie dit sê nie, maar dit ook uitleef. Jeremia 31 sê dan ook, ek gee my wet, en nou kom ons by die wet uit. Ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En as die Here opvaar na die hemel voor die tyd al en sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek sal vir julle die Heilige Gees as trooster stuur, om ewig by julle te bly, om ewig julle te verseker, dat ek julle God is en julle my kinders is. Dit is sy erflating, sy testament. En nou, kom ons by Pinkster. Hierdie wonderlike woord van die Here, is die wonder dat God sy Gees, deur sy Heilige Gees op jou hart skryf. Met die uitstorting van die Heilige Gees, met Pinkster. Nou net so 'n oombliekie en ons kom regtig terug by die hoofpunte. Dis net 'n bietjie agtergrond. Dit was Pinkster. En wat sê Pinkster? Dit was 'n wonderlike fees gewees. Aan die begin van die oesfees, veral dan nou die koringfees, dan is die eerste graan geoes. En dan moes daar 50 dae verloop, naamlik 4 weke. En dan aan die einde van die oes, 7 sabbate daarna, na 7 weke, die dag na die sabbat, op die 50ste dag, is die laaste gerwe ingesamel. Dit was dan die graanoes, en die woord Pinkster beteken ook Penta. Hier is ook 'n motormaatskappy wat se naam Penta is, so terloops. Penta beteken 50. En dan was die Pinksterfees gehou, die Shavuot fees. Nou broeder en suster, nou mag ons vra, maar wat het hierdie Ou Testamentiese fees te doen met Pinkster en besonderlik dan by die wetgewing? En nou wil ons 'n wonderlike ooreenkoms wys voordat ons by daardie 3 hoofpunte kom. In die eerste plek, hoe daar 'n wonderlike eensluidendheid is tussen die wetgewing op Sinai
en die uitstorting van die Gees. Ons lees daar, die donderslae en die blitse op Sinai verkondig God se majesteit. In Jerusalem was daar ook 'n geweldige rukwind, wat eintlik ook die majesteit van God tuisgebring het. Op Sinai daal die Here neer in 'n vuur. In 'n vuur. Die Heilige Gees verdeel in tonge soos van vuur. Op Sinai word die wet geskryf op kliptafels. God skryf sy wet op die harte van sy kinders. Daar is vrees en bewing op Sinai. Met Pinkster is daar ook verwarring as die Heilige Gees uitgestort word. Met die wetgewing by Sinai staan die volk op 'n afstand. Met Pinkster bring die Heilige Gees hulle naby aan God. Met die Pinksterfees in die Ou Testament is die laaste oesgerwe ingesamel. Met Pinkster is daar 'n ryke oes van 3000 mense wat ingeoes is in God se koninkryk. Die wet word op Sinai gegee. Die uitstorting van die Heilige Gees word in Jerusalem gegee. Dis die wet op Sinai, dis die wet op God se kinders. Is dit nie aangrypend nie? Die geweldige ooreenkomste met die Pinksterfees in die Ou Testament was daar die magtige verskyning van die Here en ook hulle teruggedink aan die wetgewing. Maar toe was die Here daar teenwoordig en 'n magtige verskyning en die rokende berg en donderslae en die Here wat in 'n vuur neerdaal en daar by Handelinge is daar 'n geweldige rukwind. Daar's verbasing, verwarring en daar's tonge soos van vuur. En daarom, met dit alles gesê, wil ons dan graag hierdie 3 hoofsake beklemtoon. Die Heilige Gees is God se Pinksterskrif op ons hart. In die tweede plek, die Heilige Gees is God se Pinkstervuur in ons binneste. En in die derde plek, die Heilige Gees is God se Pinksteroes in God se koninkryk. In die eerste plek dan die Heilige Gees is God se Pinksterskrif op ons hart. Dit is die wonderlike troos dat die Here sy woord nie net op diervelle en perkamentrolle en papier en digitale platforms laat skryf nie, en dit is wonderlik dat die Here dit daar doen, maar dat die Here sy woord op jou hart skryf. Daarom sê 2 Korintiërs 3 vers 3, julle is duidelik 'n brief, geskrywe, 'n brief van Christus deur ons, diens, geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart, geken en gelees deur alle mense, eenvoudig, 'n brief. Ons is penne in God se hand. Jy as 'n ouma, of 'n ma, of 'n kind, jy skryf gedurig deur op mekaar se harte, se lewens. Maar waarmee is jou lewenspen vol? Waarmee skryf jy as die pen nie meer ink het nie? Of as hy baie ink het en hy word in die wind en weer gelaat, dan verweer dit. Maar die Here skryf sy brief nie met verweerbare ink nie, maar die onverweerbare Gees van God. Dis God se ink in jou lewenspen. En daarom mag ons vanmôre die gewetensvraag vra, broer en suster, waarmee is jou lewe gevul? Is my lewe gevul? Is dit vol met die ink van die Heilige Gees? En hierdie brief word nie op
papier net geskryf nie, maar op jou hart. Dit is God se skryfpapier. Jou hart is God se skryfpapier. En die adres, alle mense. Wat 'n wonderlike beeldspraak wat die apostel in Korintiërs noem en wat met die wetgewing op Sinaï gebeur het. En daarom sê Jeremia 31, dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En daarom is daar 'n wonderlike verband tussen Sinaï en Sion, Jerusalem. Die Heilige Gees skryf nie nou net op kliptafels nie in die Ou Testament, maar hy skryf op die tafel van jou hart. En daarom kan mense jou lees. Deur wat jy sê, wat jy doen. En so is jy 'n geesvervulde brief van Christus vir almal om te lees. En daarom, broeder en suster, is die vraag vanmôre tot elkeen van ons: wat jy sê en wat jy doen, is dit 'n aanbevelingsbrief vir Christus. Dis die Pinksterskrif. Maar die Heilige Gees in die tweede plek is ook dan die Pinkstervuur. Die Heilige Gees is God se Pinkstervuur. En wat doen 'n vuur? Hy brand uit. Die onsuiverhede. Is die Heilige Gees is soos 'n mynsmelter wat die kosbare metale in die granietrots uitsmelt. En daarom sê Maleagi 3 vers 2, want hy, die Here, sal wees soos die vuur van 'n smelter. En dit is wat die Heilige Gees in ons doen. Hy brand die onsuiverhede uit, maar hy brand nie net nie, want as hy net brand, dan is alles tot vernietiging. Nee, dit skenk ook warmte. En dit skenk ook lig. Die vuur van die Heilige Gees verlig jou en verhelder jou gedagtes. Hoor wat skryf die Here deur Johannes in Matteus 3 vers 11. Hy sê Johannes die doper hy doop met die water. Maar dan sê hy, maar Jesus sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Op Pinksterdag het hulle tonge soos van vuur ervaar. Op Sinaï was die wetgewing in 'n vuur neergedaal. Is dit nie aangrypend die ooreenkomste nie? Suiwerend, verligtend. Dis die Pinkstervuur wat in jou binneste moet ontvlam. As die Emmausgangers teruggaan en hulle oë is geopen, en sê hulle vir mekaar, was ons nie brandende in ons toe hy ons op die pad met hy met ons gepraat het nie en vir ons die skrif uitgelê het nie. In vrees en bewing het die volk op 'n afstand gestaan in Sinaï, maar die Heilige Gees, die vuur van die Heilige Gees roep ons nader. Hulle is verward. In Sinaï was hulle vol bewing. Maar Moses sê, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, dat sy vrees vir julle mag wees, sodat julle nie mag sondig nie. Julle hoef nie te vrees nie. Al moet jy heilig ontzag hê. Onthou nou, die Here is nie jou pel nie, om gebruik nou maar die woord, hy's jou partner, word baie keer gesê, nee, hy's 'n heilige God. En daarom kon Moses, moes hy sy skoene aftrek voor die brandende doringbos, maar hy kon nader kom. Die Here het hom nie weggestuur nie. Is ons naby God? Hoor wat skryf die Timoteus, aan Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 6. Dat Paulus skryf aan hierdie jong man en hy sê, jy moet die genadegawe soos 'n vuur aanblaas. En die woord wat hy gebruik is soos die as wat jy van 'n koeltjie wegblaas, dat die koeltjie weer kan opvlam.
dit is die vuur van die Heilige Gees, wat in ons lewe die as moet afblaas. Broeder en suster, ons is nie 'n termometer wat net meet wat is die hitte van die temperatuur nie. Dit registreer. Nee, ons is 'n termostaat. Jy moet self hitte opwek. En nie net hitte registreer en sê hoe warm dit is. Jy moet self 'n termostaat wees. Kom ons wees nog baie eenvoudig met hierdie sonpanele wat ons op die dakke het. Wat gebeur? Die son met sy energie kom en daai panele neem die energie op na die inverter toe, batterye toe. En die wonderlike is dat die energie van die son omgeskakel word in energie wat 'n mens kan gebruik. En dit is presies wat die Heilige Gees moet doen. Die Heilige Gees is soos die sonpanele in jou lewe. Die son van God moet deur jou lewe, deur jou sonpanele gaan. En dit moet energie gee vir jou lewe. Is dit nie wonderlik nie? Die Heilige Gees is God se Pinkster skrif. Die Heilige Gees is God se Pinkster vuur. En dan in die derde plek, laaste plek. Die Heilige Gees is God se Pinkster oes. In God se koninkryk, met Pinkster, in 'n ou Israel is diereoffers gebring, 2 brode gebak met die meel van die pas geoeste graan. God is geprys as die besitter van die land en die gewer van reën en vrugbaarheid. Die fees is afgesluit met 'n offermaaltyd waarin ook die hulpbehoewendes kon aandeel. Pinkster was dus 'n oesfees van dankbaarheid. En op Pinksterdag in Jerusalem stort die Here die Heilige Gees uit. En na die kragtige preek van Petrus op die Pinksterdag het daar 3000 gelowiges tot geloof gekom en tot vergifnis van sondes, en hulle is die gawe van die Heilige Gees gegee. Dit was die oesfees. Nie van diere of graan nie, maar die oesfees van die siele in God se koninkryk. Die eerste Christelike gemeente. En die toegangsbrief tot hierdie oesskuur is geskrywe in die bloed van Christus. Broeder en suster, wat 'n geweldige wete. Jy's geoes in God se koninkryk, omdat jy ook deel het aan die gawe van die Heilige Gees. En hierdie gemeente het volhard in die leer van die apostels, in die onderlinge verbondenheid, in die gemeenskaplike brood of ete en die gebede, die 4 pilare van die eerste gemeente. Ons sluit af, broeder en suster, ons herhaal weer kortliks. Die woord van God is deur God se Gees op jou hart geskryf. Dis God se Pinksterskrif. Die vuur van God se Gees het in jou binneste ontbrand. Dis God se Pinkstervuur. Die Heilige Gees het jou ingeoes in God se koninkryk. Die Heilige Gees is die Pinksteroes. Broeder en suster, wat 'n aangrypende vervulling van die wetgewing op Sinai en die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem. Die kernvraag vanoggend, is dit ook Pinkster in jou lewe? Is jou lewe 'n boek wat mense met vrymoedigheid kan lees? Amen. Kom ons dank saam. Almagtige God en die hemelse Vader, ons dank U dat ons die skrif van U Gees in ons hart mag ervaar. Ons bid Here dat die vuur in ons binneste mag opvlam om warmte en
uitbranding van sonde sal gee. En ook dat ons deel mag wees van die groot oes in God se koninkryk. Lei ons hierdie dag verder en seën ons en laat ons in U lig die lig sien, want uit U en deur U en tot U is alle dinge van nou af tot in ewigheid. Amen. Daar's kollekte onder die diens of net na die diens? Onder die diens. Na die insameling van die liefdegawe sing ons saam uit Skrifberuiming 8:2. Ek lees aan U so lank dit voor en dan kan ons dit aandui net na die insameling. Dit is Skrifberuiming 8:2. Toe kom daar haastig 'n geluid wat aanblaas uit die hemel uit, 'n rukwind wat met storme gedruis daarin vaar, vul die ganse huis. Al sien, dit was 'n wonderuur, verdeelde tonge soos van vuur, deurgloeit en wonderbaar deurstraal, wat glansend op hul hoof kom daal. Toe was dit op die dag van fees, dat hulle vervul is met die Gees. In loftaal het hulle uitgebreek, net soos die Gees dit uit laat spreek. Dit is Skrifberuiming 8:2, al 3 daardie verse na die insameling van die liefdesgawe. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede, genade en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.